Goeiemôre. Dit is Woensdagoggend, die 17de Junie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Vanoggend praat ons 'n bietjie oor die vrede internasionaal, die pogings wat van stapel gestuur word. En die wat natuurlik die meeste aandag trek, is die hele oorlog in die Midde-Ooste. Dan sê hulle daar, the United States and Iran agreed to a peace deal and imminent, permanent end to military operations on all fronts, including Lebanon, signaling the apparent end to more than 3 months of war in the Middle East. En dit is nou volgens die ENCA hier in Suid-Afrika. Daar's ook baie ander berigte wat gaan wat praat rondom die effek wat dit het. Ons sien reeds dat die oliepryse gedaal het tot hier in die $80 'n vat, wat natuurlik vir die verbruiker internasionaal baie beteken as dit kom by die koste van brandstof. Ongelukkig dink ek nie sal pryse in Suid-Afrika ooit weer daal tot die vorige vlakke nie. Dis wat ons nou sien in die Midde-Ooste waar daar gepraat word. Trump wat lankal dreig dat vrede daar bereik gaan word op sy terme en voorwaardes. Dit wil lyk asof die terme en voorwaardes nie heeltemal is soos wat Trump dit wou gehad het nie, maar dat hulle nou meer inskikkelik is ten opsigte van die eise vanaf Iran. Natuurlik wil Libanon ook vrede hê teen Israel, maar of Hezbollah dit gaan aanvaar of Israel dit gaan aanvaar is natuurlik iets wat ons sal moet sien, en gaan Israel beskou dat Hezbollah nie deel van die ooreenkoms is nie. Net tyd sal ons leer wat uiteindelik dan daar sal gebeur. Intussen het die G7 beraad nou plaasgevind of is besig om plaas te vind. Jy het nog nie al die uitslae van wat gesê is geluister nie, maar daar staan Merz en hy gee aan Donald Trump 'n sportsokkertrui, Trump 47. Trump is natuurlik die 47ste president, maar hy was ook die 45ste president en nou die 47ste president. En dis interessant dat dit juis Merz is wat dit oorhandig, want hy is een van die voorlopers in die oorlogstryd teen Rusland. So wat daar gesê gaan word tydens hierdie G7 beraad, sal ons ook maar moet net sien en kyk wat spring uit. Wat wel in die nuus was, is dat Duitsland in die omgewing van 108 biljoen euro gaan spandeer aan hulle weermag in hierdie komende jaar, en dat hy 'n oogmerk het om Duitsland se weermag op te bou tot die sterkste in Europa. Net tyd sal leer of dit gaan werk en of dit nie gaan werk nie, maar dit is nie eintlik die tipe van gesprekke aanduidings dat daar in Oekraïne binnekort vrede gevind gaan word nie. Dan hoor ons self wat sê Donald Trump, waar hy sê dat Oekraïne is nie tans sy fokus nie. Amper sê ek Suid-Afrika, maar Amerika het niks meer met Oekraïne te doen nie. Dis natuurlik wat hy sê. Hy sê ons verkoop wapens aan hulle, hulle gee dit nie meer nie, so die oorlog het geen impak op die VSA nie. Daar sal ons ook moet sien en kyk wat agter die skerms gebeur, maar ek kry die idee dat Oekraïne geoffer gaan word in sy stryd met Rusland. Natuurlik woon Zelensky ook die G7 by op uitnodiging van die Merz, die Starmer en die Macron driemanskap wat natuurlik
breë skouers agter Zelensky staan, terwyl dinge in Oekraïne op hierdie stadium nie te goed lyk nie. Maar dit nou alles vredespogings, Midde-Ooste, waar staan ons in Oekraïne, en wat is aan die gebeur in daardie oorlog? Maar dan kom daar 'n waarskuwing op. 'n Waarskuwing wat gemaak word deur 'n voormalige Israeliese inligtingsoffisier, Ari Ben Manasseh. Hy sê Benjamin Netanyahu is about to release the real Epstein files in an effort to sabotage the peace deal. The real Epstein files. In 'n poging om hierdie vredesooreenkoms met Iran te verongeluk. He says the material would include never before seen material involving a majority of US government officials. He says Netanyahu will do anything to derail peace. Wat sê Netanyahu himself? Benjamin Netanyahu says he will not comply with President Trump's peace deal with Iran and will strike Iran and Lebanon whenever he deems necessary. Netanyahu says he does not see eye to eye with Trump on the issue and that he is responsible for Israel's security. En dan net 'n opmerking, Netanyahu needs to be removed. Dis dan duidelik dat Donald Trump geen beheer het, of dan Amerikaanse regering geen beheer het oor die pogings van Israel nie. Tog kry Israel 99% van al hulle toerusting en wapentuig vanuit Amerika. Die feit dat, en so lyk dit, dat Israel baie mag in Amerika uitoefen deur middel van sy Epstein-eiland, afpers, bedrogspel en alles wat daarmee gepaard gaan, die omkoop van kongreslede, senators en actually die deep state in Amerika, dat hulle definitief nie tevrede is heiliglik met wat Trump wil doen ten opsigte van vrede nie. So ons moet maar alles met 'n knippie sout vat en ons moet maar kyk hoe dit gaan uitspeel op die einde van die dag. Maar tans, waar ons staan, kan ons hoop vir vrede in die Midde-Ooste, terwyl ek dink dat dit waarskynlik nie gaan plaasvind soos wat Donald Trump en sy administrasie dit voorsien nie, of dit graag sou wou hê nie. Die oorlog in Oekraïne, dink ek, gaan binnekort tot 'n einde kom, maar dit gaan 'n militêre oorwinning wees en nie deur diplomatieke onderhandelinge nie. Oekraïne gaan die oorlog militêr verloor en daar's niks wat hierdie prentjie meer kan omdraai nie. Die bewyse is onteenseglik. Die feit dat Rusland basies doen net wat hulle wil, sê vir ons dat Oekraïne is lam gelê in soverre dit toerusting, mannekrag veral aan betref. Ons toekoms in Suid-Afrika hang baie af van wat in die buiteland gebeur, kan gebeur en moontlik gaan gebeur. Daarom is dit belangrik dat ons nooit ons eie gebeure in Suid-Afrika in afsondering moet sien nie, as enkele punte moet sien nie, maar moet saam sien met 'n groter wêreldprentjie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend weer terug by julle. Mooi loop, lekker en aangename dag vir elkeen van julle.